Kom luister saam na die slothoofstuk van Lily, hoofstuk 9, geskryf deur Christo Eunice Du Plessis. Irma staar onbeskaamd na die verwaarloosde Johan. Sy ken hom al lank, maar het hom nog nooit so in toestand gesien nie. Hy was altyd gesteld op sy voorkoms, sy krulhare netjies gesny en sy gesig skoon geskeer. Van sy forse liggaamsbou is daar nou net mooi niks te sien nie. Sy vier regop skouers van voorheen hang moeg vooroor. Johan kyk vraend na Irma. Wat sien jy as jy so na my staar, Irma? Sien jy die spore van intense pyn wat die dood van my kind op my gelaat het, of sien jy die verwarring wat jou verraad my gebring het? Of nee, wag, miskien sien jy iets van die tronk en die 18 maande wat ek daar gesit het en elke oggend vir my gesê het, vandag is die dag wat Patrys my kom haal, maar alles verniet. Die trane loop stil oor Irma se wange. Sy kry nie haar blik weggeskeer van syne nie. Sy sien die wonde en die pyn in sy oë, maar voor sy iets kan sê, praat hy weer. Jy het gesê jou pa het jou die huis belet omdat hy gevrees het vir jou veiligheid as ek uit die tronk uitkom. Hy snork lag sinies terwyl hy smaal en sê, hy's bang jy is onveilig by my, maar hy sien kaas dat jy die wye onveilige wêreld invaar. Waar was jy? Hoekom het jy nie in die huis kom bly nie? Hoekom bly jy in hierdie bouval? Waar kom die kind en Memme vandaan en hoekom noem hulle jou Onika? Irma kan sien, Johan se geduld is besig om op te raak. Sy trek haar asem diep in en sug swaar voordat sy haar stem vertrou om hom te antwoord. Nee, my pa het my nie sommer net weggejaag nie. Hy het my geen keuse gegee nie. My heel eenvoudig Namibië toe gepos om by die tak in die noorde te gaan werk. Ek wou nog beswaar maak, maar toe voeg my ma haar amen by sy opdrag en voor ek my kom kry toe sit ek in Tsumeb. Daar kom lê 'n ongemaklike stilte tussen hulle. Johan se rooi linker wenkbrau trek gevaarlik hoog op. Daarmee sê hy vir haar dat haar nie tyd is vir stil bly nie. Hulle sal hier sit al is dit tot ou nag toe, maar praat gaan sy praat. Sy voel leeg, maar beur moedig voort. Sy weet sy's dit aan Johan verskuldig. Daar het ek siek geword. Een of ander pes waarvan mens kan doodgaan. Ek is oorgeplaas na 'n hospitaal in Windhoek waar ek vir 'n lang tyd eers in ICU gelê het en later ontslaan is na 'n rehabilitasiesentrum waar ek alles van voor af moes leer doen. In die hele tyd het my ouers my nie laat haal nie. Ag, my hel, hulle het my nie eers besoek nie. En dit is waar ek vir Onika, Meme, ontmoet het. Sy was 'n verpleegsuster by die plek waar ek aangesterk het. Johan vryf sy nek. Die ou vrak van 'n skoonpa van hom het seker gedink hy wat Jonas gaan uit die tronk ontsnap en vir Irma vermoor, loop sy gedagtes hulle eie pad. Sy onderbreek haarself en bied vir hom koffie aan. Hy aanvaar dit net met 'n knik van sy kop. Die koffie word uit die ketel gegooi wat op die koelstoof staan. Johan sien die lapsakkie wat in die ketel hang om te dien as filter. Aan die bokant is 'n gedraaide draad wat om die ketel hak. Hoekom sal hy sulke primitiewe goed raak sien as hy eerder antwoorde op sy vrae wil hê? Hoekom wil hy haar eeuwig styf teen hom vasbreek en smeek om huis toe te kom, maar terselfdertyd wil hy wegloop? Sy rug op haar draai, net om haar nooit weer te sien nie. Irma sit die koffie voor hom neer. Dis in 'n erdebeker. 'n Ligte glimlag wil om sy mondhoeke speel, terwyl hy hulle gesprek oor sy voorliefde vir blikbekers in herinnering roep. Asof Irma Johan se gedagtes kan lees, sê sy. Ek het hierdie beker in Tsumeb gekoop, omdat dit my aan jou laat dink het. Hy maak ongeduldige gebaar met sy hand om haar aan te moedig om verder te praat. Hoekom bly jy hier? Ek sê weer, jy kom ons hier by ons huis kom bly het. Jy sou dit vir jouself gehad het die hele tyd wat ek... Hy laat die sin in die lug hang, sy gesig spreek boekdele. Toe ek ontslaan is, het Meme my saam met haar Rwambaland toegevat. Daar het ons in Oshikati gebly, waar ek dan ook later gewerk het. Ek het nie vir my ouers laat weet waar ek is nie. Ek het net laat weet ek is veilig en dat ek 'n ander werk gekry het. In Oshikati het ek Lily se ma Drika ontmoet. Sy was op haar laaste met terminale kanker. Sy het geen familie gehad nie. Ons het baie geheg geraak aan mekaar en sy het my gevra om vir Lily te vat en groot te maak. En haar pa? Hoekom kan hy haar nie groot maak nie? Val Jonar in die rede. Irma laat sak haar kop. En toe sy weer opkyk is haar wange rooi. Hy het vir Drika en vir Lily mishandel. Hy was gewelddadig en het genot geput uit die seerkry en vrees.
Een aand het hy weer vir Lily seer gemaak. Drika het haar lyfie met haar eie beskerm. Was dit nie vir Meme nie, het hy hulle doodgemaak. Sy het hom katswink geslaan, vasgebind en toe die polisie gebel. Daarna het sy hulle saam met haar na haar woonplek gevat. Hy is aangekla en gevonnis vir poging tot moord en is tronk toegestuur. Sy drink 'n rukkie in stilte aan haar. Teen hierdie tyd yskoue koffie. Joan sit stil. Hy is bang sy gaan nie aan met die vertelling nie. Maar toe sy die vertelling hervat, klink sy moeg. Drika het reëlings getref dat ek vir Lily moet aanneem, wat ek toe ook gedoen het. Maar Drika was bang Gert kom soek vir Lily en het gevra ek moet haar Suid-Afrika toe bring as sy eers gesterf het. Ek was van plan om in jou huis te kom bly, maar teen die tyd wat ons al die papiere in orde gehad het, het jy self alweer in die huis gebly. Met min tot geen finansies tot ons beskikking nie, het Meme se broer vir ons hierdie plek uitgewys. Ek dit as 'n uitkoms gesien om sommer vir Lily weg te steek ook. En dis hoekom sy vir niemand haar naam mag vertel nie. En hoekom dit veilig is om net in ons tuin te speel. En toe neem jy Meme se regte naam aan, sodat ek ook nie terloops hoor jy is terug nie. Sy knik net haar kop instemmend. Voor een van hulle weer kom praat, kom Meme die kombuis binne. Sy kyk van Joan na Irma. Pla jy my mense, meneer Joan? Met sy kort af nee, staan hy op. Ek kom julle haal. Julle gaan by my in die huis kom bly. Irma en Meme kyk met groot oë na mekaar en dan weer na Joan. Vir die eerste keer is hulle albei sonder woorde. Dit gee vir Joan die geleentheid om voort te gaan. Irma, jy weet die huis is groot. Julle kan elkeen julle eie kamer hê. Daar's ook die tuinwoonstel. As julle liewer daar wil gaan bly. Ek stel voor julle ry saam met my, dan gaan kyk ons verder en praat ons verder daar. Irma is te verslae om tee te stribbel. Sy staan op. Kom Meme, kom Lily, is al wat sy sê toe sy saam met Joan uitstap. Nadat Joan die kar parkeer het, gee hy vir die vrouens geleentheid om alleen na die verskillende kamers en woonstel te gaan kyk. Hy maak vir homself koffie en gaan wag vir hulle op die stoep. Elke nou en dan hoor hy Lily se opgewonde gilletjie, die gedempte stemme van die twee vroue en deure wat oop en toe gaan. Hy sit lank alleen op die stoep voor hulle weer by hom aansluit. Lily huppel na haar gewone speelplek en van ver af roep sy al vir Myrte en die ander viertjies. Kom julle! Kom ons gaan na hierdie groot huis toe trek, dan kan ons elke dag oral in die tuin speel. Meme en Irma gaan sit by Joan by die stoeptafel, en dit is Meme wat met hom praat. Meneer Joan, ons sal baie graag hier wil kom bly. Sy kyk na Irma en vol vinnig aan. Terwille van Lily natuurlik, ons sal hier kom bly, terwille van Lily, herhaal sy iets wat onnodig. Joan tik sy kop en bied aan om vir hulle koffie te gaan maak. Albei aanvaar die aanbod en toe Joan weer op die stoep uitkom, hervat Meme die gesprek asof dit nooit onderbreek is nie. As dit reg is, wil ek graag in die woonstel bly. Dit sal beter wees as Irma en Lily in die huis bly, want Irma val haar in die rede. Nee Meme, jy kan nie alleen daar bly nie. Joan val haar weer op sy beurt in die rede. Dit sal beter wees as julle almal in die huis kom bly. Hier is genoeg plek dat julle elkeen julle eie kamer en badkamer het. Hy kyk na Meme. Kan ek asseblief alleen met Irma praat? Hy staan op en stap die huis binne. In die sitkamer kom staan hy baie naby aan Irma. Ek weet nie hoe om dit te sê nie, maar as jy kan sien, wil jy nie asseblief maar weer my vrou wees nie? Hy kyk fyn na Irma se gesig om haar gedagtes te probeer lees. Maar sy verraai glad nie haar gedagtes nie. Dit het baie goed gebeur, ek weet, en ek was baie bitter kwaad vir jou, maar jy was en is steeds die vrou wat ek lief het. Irma tree vorentoe en sluit haar arms om sy lyf. Sy druk haar gesig teen sy bors vas en hy voel hoe haar trane sy hemp nat maak. Hy sluit sy arm om haar en druk haar vas teen sy bors. So tussen die trane deur vra sy met 'n klein stemmetjie: Hoe kan jy my nog wil hê na alles? Ek het jou in die steek gelaat, jou seer gemaak. Hy soen haar sag in haar hare en baie sag sê hy met sy lippe nog teen haar kop: Daardie tyd is verby, my lief.
Dan lig hy haar kop en soen haar sag op haar lippe. Sy beantwoord sy soen kortstondig voor sy wegtrek en sê, jou baard is te lank, maar dan gee sy haarself oor aan sy omhelsing. Die trekkery is nie te moeilik nie. Die enkele goed wat die vrouens wil hou, sit Joon in die stoorkamer. Memme se broer kom help om die res van die trek te ry, terwyl Joon gaan aankope doen. Terwyl hy in die dorp is, besluit hy om sy hare en baard te laat sny. Dis nou die regte tyd. Hy het mos gesê sodra Irma terug is, sal hy dit doen. Alles is stil by die huis toe hy terugkom by die huis. Hy sien vir Lily by haar fietjies in die tuin. Memme is nêrens te sien nie. Hy soek deur die huis en kry vir Irma in die kombuis besig om kos te maak. Hy vou sy arms van agter om haar lyf, soen haar sag in haar nek en vra suggestief in haar oor. Waar's Memme? Irma giggel stout. Sy saam met haar broer. Hy draai haar om en soen haar kuiltjie en begin haar in die rigting van die kamer stuur. Maar voor hy sy plan tot uitvoer kan bring, bars Lily in die kombuis in. Oom, groot kabouter! Toe sy skoon gesig en kort hare sien, hou sy op praat, haar mond hang oop. Irma lag vrolik en druk Lily se ken op om haar mond toe te kry, maar Lily laat haar nie onderbreek nie. Jy lyk nie meer soos groot kabouter nie. Jy lyk soos 'n pappa. En toe sy die woord pappa uitspreek, krimp sy feitelik in een van vrees. Joon hurk dadelik by haar en trek haar nader. Toe maar, Fietjie kind, ek is gelukkig 'n vriendelike pappa, een wat jou nooit sal seermaak nie. Hy kyk teer na haar en dan op na Irma. Is nou te sê as jy my vir 'n pappa wil hê? Lily steek haar hand uit na Irma toe. Net as Onika my nuwe mamma kan wees? Irma hurk ook langs Joon, sit haar arm om Lily en die ander hand op Joon se been. Ek sal graag jou mamma wees, as oom Joon reg is daarmee. Joon trek hulle albei styf in sy omhelsing vas en soen hulle om die beurt teen hulle voorkoppe. Natuurlik wil ek julle hê, vir nou en vir altyd. Die slot. Ag, wat 'n pragtige verhaaltjie. Ja, Christine moet gou weer skryf, ons wag vir jou volgende verhaal. Dankie vir julle saamluister.